Goeiedag en welkom by nog 'n aflewering van Skrif in Konteks. In hierdie reeks programme gaan ons kyk na nie noodwendig dinge in die Bybel nie, maar die konteks waarin ons sekere tekste in die Bybel aantref en daarom kan dit vir ons addisionele inligting gee wat ons help om die Bybel beter te verstaan. Vandag gaan ons 'n bietjie kyk na die konteks net na die Bybelse tyd, wat praat oor die gawe van tale en ons gaan ook kyk na hoe daar 'n taalverandering ingekom het, wat 'n baie groot invloed het op hoe mense veral 1 Korintiërs hoofstuk 14 verstaan. Maar voordat ons begin, kom ons buig die hoofde en bid ons saam. Heilige Vader, ons is dankbaar vir die voorreg wat ons het om weer eens na die Bybel te kan kyk, die skrif wat deur die Gees geïnspireerd is, en ons vra dat U vir ons ook sal lei in hierdie studie, waar ons gaan kyk na die konteks rondom die skrif, sodat ons beter insig kan kry oor wat die Bybel vir ons leer. So leer ons, lei ons deur U Gees, vra ons in Jesus naam alleen. Amen. Daar's 2 hoofstrome van sienings rondom wat die gawe van tale in die Bybel is. Die eerste siening is dat die gawe van tale die vermoë is om 'n ander taal te kan praat. In vandag se konteks byvoorbeeld iets soos Italiaans of Duits of Frans of Russies of watter wêreldtaal ook al. Maar dan is daar ook 'n groepering van mense, gewoonlik Pinkstermense of charismate is wat hulle genoem word, glo dat die gawe van tale is nie 'n ander mense taal nie, maar die vermoë om 'n inherent onverstaanbare taal te kan praat. Somtyds word dan na daai taal verwys as ekstatiese spraak, omdat daai mense in ekstase is. Nou die woord ekstase kom van 2 Griekse woorde af, ex, wat beteken buite, en stasis, wat beteken om te staan. Met ander woorde, dis iemand wat eintlik amper buite hulle self staan. Dit beteken hulle is nie ten volle in beheer van hulle self nie. In die Afrikaanse konteks sal ons tipies sê, dis iemand wat uit hulle vel uit is. Met ander woorde, hulle is in 'n baie hoë emosionele staat gewoonlik, waarin hulle dan nou sal praat op 'n onverstaanbare manier. En baie belangrik om te verstaan is dat daai persoon wat ekstaties spreek, verstaan self nie wat hulle besig is om te sê nie. En dit is wat ons aantref in die Pinksterbeweging en ook in die charismatiese beweging. Nou, jy vra maar wag 'n bietjie, wat is die verskil tussen die Pinksterbeweging en die charismatiese beweging? Die Pinksterbeweging het basies begin in 1901, 'n baie groot datum verder was in 1906, wat die Pinksterbeweging regtig baie groot gegaan het, wat hierdie manifestasie van om ekstaties te praat, veral in die konteks van aanbidding, wat dit basies in Los Angeles by die Azusa Straat missie begin het en toe wêreldwyd versprei het. Nou, dis baie belangrik om te verstaan dat hierdie was 'n anderste weergawe van tale as wat mense gewoond was, of wat hulle geglo tale is tot op daardie stadium. En dit het dan wêreldwyd versprei, en dit het tot gevolg gehad dat daar nuwe denominasies ontstaan het. Byvoorbeeld die Church of God, die apostoliese geloofsending, wat ook in Suid-Afrika baie sterk gegrondves is. En dan het hierdie manifestasie ook begin gebeur in ander kerke, byvoorbeeld in die Rooms-Katolieke kerk en in verskeie van die evangeliese kerke, maar dit het nie tot gevolg gehad dat daar nuwe denominasies gevestig het nie. Dit was bloot net 'n nuwe verskynsel, of hierdie charismatiese verskynsel, hierdie geestesgawe van om te praat in 'n inherent onverstaanbare taal, het begin manifesteer in bestaande denominasies. En daarom word dit dan nou genoem die charismatiese beweging. Dis 'n beweging wat onder reeds gevestigde denominasies begin manifesteer het. Hier rondom die 1960s byvoorbeeld het dit begin gebeur onder Rooms-Katolieke. En dit word dan genoem die charismatiese beweging, terwyl die Pinksterbeweging is eintlik hierdie nuwe klomp denominasies wat ontstaan het. So dit dan die verskil tussen daai 2. Maar nou wat ons nou wil kyk is die algemene konteks van buitebybelse literatuur wat vir ons meer inligting gee oor hierdie gawe en hoe hierdie gawe dan verstaan is. Nou die eerste groepering van mense wat ons nou gaan kyk, word genoem die vroeë kerkvaders. Nou wie is die vroeë kerkvaders? Die vroeë kerkvaders
is mense wat geleef het na die apostoliese tydperk, met ander woorde na daai direkte eerste generasie van apostels, waar hulle studente dan nou geskryf het oor manifestasies wat of in hulle tyd gebeur het, of wat onlangs opgehou gebeur het, en wat hulle kommentaar is oor wat hierdie gawe dan nou was. So kom ons gaan kyk na 'n paar van hulle aanmerkings in hulle skrywes. Die eerste een wat ons na gaan kyk, kom van Origenes af. Nou Origenes het gesterf in die jaar 253 na Christus. En in sy kommentaar op 1 Korintiërs skryf hy die volgende. Hy sê, as die persoon wat in tale praat, nie die vermoë het om dit self uit te lê nie, met ander woorde om dit self te vertaal in 'n verstaanbare taal nie, sal ander dit nie verstaan nie. Maar hy sal weet wat hy deur die Gees gedryf is om te sê. Wanneer dit ook deur die ander verstaan word, sal daar vrug uit voortkom. Hier, soos op ander plekke, word ons geleer om na die gemeenskaplike nut van die gemeente te streef. Nou waarna verwys hy hier? Onthou dat 1 Korintiërs hoofstuk 12 praat spesifiek oor die geestesgawes, en in die Afrikaans sê dit vir ons in hoofstuk 12 vers 7, dat ons moet in hierdie geestelike gawes, moet ons streef na dit wat nuttig is. Nou die Afrikaans is nie ideaal vertaal daar nie, die Engels druk dit gewoonlik baie beter uit. Afrikaans praat net van dit wat nuttig is, maar dit spesifiseer nie vir wie nie. In die Engels praat dit van the common good. Met ander woorde, die geestelike gawe is nie daar vir my om myself te stig nie. Die geestelike gawes is daar vir die common good, met ander woorde vir dit wat nuttig is vir die hele gemeente. Met ander woorde, die geestelike gawes is uitwaarts gerig. Dis daar om ander te stig, om ander op te bou. Nou onthou, wanneer nou praat van die geestelike gawes, dan is dit nie net tale nie. Dis genesing en uitleg van tale ensovoorts, al die verskillende gawes. Nou daar is nie 'n vaste hoeveelheid geestelike gawes nie, en die verskillende lyste van geestelike gawes in die Bybel, kry ons in elke lys iets wat nie in 'n ander lys voorkom nie, en ons kan dit daarom nie net beperk tot 'n vasgestelde hoeveelheid nie. Daar kan gawes wees wat byvoorbeeld nie in die Bybel vasgedefinieer is nie, en daar is sekere gawes wat ons in 1 Korintiërs 13 vind, wat ons in geen van die ander lyste van geestelike gawes kry nie, byvoorbeeld die gawe om te kan gee. So hierdie dan Origenes se aanmerking, en is baie duidelik in dit wat hy hier sê, dat die ene wat in tale praat, wel verstaan wat hy self sê, maar die potensiaal is daar dat iemand anders dit nie gaan verstaan nie. Nou, die oomblik wat iemand anders dit nie verstaan nie, is dit nodig dat daai taal uitgelê word, maar die woord wat gebruik word vir uitlê, kan ook vertaal word as vertaal. Met ander woorde, dit moet bloot net van die een mensetaal vertaal word in 'n ander mensetaal. Die volgende kerkvader wat ons nou kyk, is Hilarius van Poitiers. Nou hy skryf in 'n dokument wat hy eintlik besig is om die drie-eenheid aan te spreek, en hy sê, die uitdrukking Gees van God dui op die Parakleetgees, en dit nie slegs op grond van die getuienis van die profete nie, maar ook van die apostels wanneer hulle sê, dit is wat deur die profeet gespreek is. In die laaste dae, sê die Here, sal ek van my gees uitstort op alle vleeslike mense, en hulle seuns en hulle dogters sal profeteer. En ons leer dat hierdie hele profesie in vervulling gegaan het met die apostels, toe hulle, na die uitstorting van die Heilige Gees, almal met die tale van die heidene gespreek het. Baie belangrik hierso. Hy is besig om aan te haal wat ons kry in Handelinge hoofstuk 2. Onthou, in Handelinge 2 vertel het vir ons hoe die gehoor elke keer gehoor het, hoe daar in hulle eie taal, in die taal waarin hulle gebore is, met ander woorde in hulle moedertaal gepraat is. Toe het sommige gekom en gesê, maar hierdie mense is vol soetwyn. En ander het gesê, maar wat kan hierdie tog wees? Met ander woorde, die gawe van tale het aandag getrek by die mense, en hulle wou meer weet van wat is hier in die gang, maar sommige het gesê, ag nee man, hierdie klomp is net vol soetwyn. Toe staan Petrus op met die ander 11, en hy
begin basies 'n preek deur te sê, hierdie mense is nie vol soetwyn nie, maar dis soos wat die profeet Joël gespreek het, en dan haal hy aan uit Joël, en nadat hy aangehaal het uit Joël, maak Hilarius hierso 'n baie duidelike identifikasie van wat die tale is. Hy sê dit is die tale van die heidene. Met ander woorde, die gawe van tale is nie 'n inherent onverstaanbare taal nie. Dis nie bloot net 'n ander onverstaanbaar in terme van 'n mens kan nie daai taal normaalweg aanleer en niemand kan die taal verstaan nie. Hy sê duidelik, dit is die tale van die heidene. Met ander woorde, dit is ander mense tale. Nou, net so vir interessantheid, hoekom is dit belangrik om te gaan kyk na wat die kerkvaders hieroor sê? Die kerkvaders het gelewe in 'n tydperk baie nader aan die Pinkstergebeure. Hulle het gelewe in die tyd wat die kerk ontwikkel en versprei het. Met ander woorde, hulle het 'n baie nouer getuienis as wat ons vandag kan hê. Vandag is ons geskei van daai gebeure met amper 2000 jaar. Hierdie mense het net nadat dit geleef, nadat dit gebeur het. So die getuienis oor wat hulle gesien het, wat hulle gehoor het en wat die oorlewering was in daai tyd is meer geloofwaardig as wat dit is in ons tyd. Daar's meer afstand tussen ons en hulle. En dan kry ons 'n baie interessante aanhaling. Nou hierdie een is baie uniek. Dit kom van 'n man af met die naam Eusebius van Emesa. Eusebius wat van die plek Emesa afgekom het. En let mooi op na wat hy sê. Hy sê, maar toe hy, en as hy verwys na hy, dan praat hy van God, aan ongeleerde mense die vermoë gegee het om te skryf, sodat hulle evangelies kon opstel, het hy deur die skryfvermoë te gee, terselfdertyd ook die Romeinse taal aan die Galileërs gegee, en die tale van die wêreld aan die apostels, vir die onderrigting, vermaning en aansporing van die nasies van die wêreld. Eusebius van Emesa is baie uniek. Hy is die enigste van die kerkvaders wat nie sê die gawe was net 'n gawe van tale nie. Hy beweer dat die apostels ook die vermoë gekry het om te kon lees en skryf, die wat nie kon lees en skryf nie. Onthou, die apostels was baie eenvoudige mense, hulle was nie geleerde mense nie. By uitsondering was daar iemand soos Paulus wat uit die aard van die saak geleerd was, kon lees en skryf ensovoorts. Lukas, hy was 'n mediese dokter, hy kon lees en skryf ensovoorts. Maar Eusebius van Emesa sê, hierdie mense het die bonatuurlike vermoë gekry, sonder dat hulle deur normale menslike prosesse aangeleer het, om te kon lees en skryf ook. Nou die uitdaging met hierdie aanmerking is, hy is die enigste een wat dit sê. As daar 'n tweede en 'n derde en 'n vierde was, hoe meer dit sê, hoe meer geloofwaardig is wat hy sê, maar ongelukkig vir die skrywers wat vandag al beskikbaar is in ons tale, wat nie miskien nog obskuur kan wees in 'n onvertaalde Latynse geskrif of Griekse geskrif nie, want nie al die dokumente van daai tyd is alreeds vertaal nie. Is hy die enigste ene wat beweer dat hulle nie net ander tale kon praat nie, maar dat hulle ander tale kon lees en skryf ook. Nou dink bietjie daaraan. Dit sou beteken dat sonder dat hulle aanvanklik geweet het hoe om te lees en skryf, kan hulle nou ewe skielik byvoorbeeld in Aramees, in Grieks, in Hebreëus, in Latyn ensovoorts ook lees en skryf. Baie van hierdie tale het totaal ander skrif as dit wat iemand wat sê nou maar in Grieks kon lees en skryf dan gebruik het. So definitief 'n baie interessante fenomeen. So ek wil nie in te veel detail ingaan oor daai aspek nie. Ek wil eintlik fokus op dit wat hy hier sê oor die tale spesifiek. Hy noem hier spesifiek die Romeinse taal. Nou wat was die Romeinse taal? Vandag sal ons dit ken as Italiaans, maar in daai tyd was dit spesifiek Latyns. En hy sê dat daai Romeinse taal is gegee aan die Galileërs. En dan gaan hy verder en hy sê, en die tale van die wêreld. Met ander woorde, die gawe van tale is letterlike mense tale wat gepraat word deur mensegroeperinge op die aarde. Tot op hierdie stadium het ons nog nie gekry dat 'n kerkvader spesifiek vir ons vertel waarom die gawe van tale gegee is nie.
Maar ons gaan binnekort daarby uitkom. Ons kyk 'n bietjie na wat Philastrius gesê het. Nou, Philastrius is hier in die laat 4de eeu, het hy gesterwe. Hy het gesterf in die jaar 397, so dis laat 4de eeu, en kyk wat sê hy. Hy sê, die kennis van tale, wat aanstootlike mense 2700 jaar tevore verloor het, baie belangrik, ons gaan moet terugkom na waarna verwys hy hier. Hy sê, het die Here deur die Heilige Gees ten tye van die geseënde apostels na sy hemelvaart, sonder enige moeite aan diegene wat geglo het, oorgedra, soos geskrywe is in die Handelinge van die apostels. Want dit is die mag van engele om die tale van alle mense te ken, maar deur geloof in Christus is die kennis van hulle almal, dit verwys na alle tale, sonder enige moeite aan die gelowiges oorgedra. Twee aspekte wat ons nou moet kyk. Die eerste een, hy sê nie hier, die apostels het die vermoë gekry om 'n ander taal te praat nie. Hy sê hulle het die vermoë gekry om alle tale te kan praat. En hy vergelyk dit met die vermoë van die engele. Nou, in die Joodse tradisie is by die toring van Babel die nasies dan nou versprei in 72 groeperinge. En daar's 'n engel aangestel om toesig te hou oor elkeen van daai groeperinge, om seker te maak dat daai groeperinge nie weer by mekaar uitkom in terme van om onmiddellik weer een saamgebinde groep te vorm nie. God wil nie kohesie gehad het onder die nasies nie, en daai verwarring van tale was omdat hulle rebels was, hulle wou nie doen wat God gesê het nie, en daarom moes die nasies uit mekaar uit versprei word, verdeel word. So, nou word die engele aangestel om toesig te hou oor elkeen van hierdie groeperinge, laat hulle nie weer vermeng nie, en dat as daar vermenging gaan wees, moet dit met moeite wees. En as ek praat van vermenging, dan praat ek nou van om met mekaar te kon praat nie, want omdat hulle mekaar se taal nie kon verstaan nie, het hulle versprei volgens die taal wat hulle wel kon verstaan. Nou sien ons dat die aanduiding word gegee dat die engele alle tale kan praat, en dat die gawe van spreking in tale was die vermoë om te kon dieselfde praat as wat die engele praat. Die vermoë van die engele om alle tale te kan praat word vir mense gegee. So, wat ons hier kry, die gawe van tale, wat die vermoë is om alle tale te praat, word vir die apostels gegee, maar wat was die opdrag aan daai disippels, wat ons later apostels noem, die wat uitgestuur word om die evangelie te verkondig? Wat was die opdrag wat aan hulle gegee is? Die laaste hoofstuk van die boek Matteus lees ons dat die opdrag vir hulle gegee word, gaan en maak disippels van alle nasies. Nou wat gaan die grootste struikelblok wees in die pad van die verspreiding van die evangelie? Dit gaan spesifiek taal wees. Met ander woorde, die vloek wat destyds gebeur het, in die tyd van die toring van Babel, dit gaan nou die struikelblok wees. Maar let mooi op wat hy hierna verwys het. Hy het hier gesê, die kennis van tale wat aanstootlike mense 2700 jaar tevore verloor het. Nou, wanneer jy 'n terugberekening doen van die tyd van die apostels af, en jy gaan terug 2700 jaar, waar kom jy uit? By die verhaal van die toring van Babel. Met ander woorde, die vermoë wat mense gehad het om almal mekaar te kan verstaan, is verloor. Daai vermoë is nou weer teruggegee aan die apostels, sodat hulle die evangelie kan verkondig. So ons kry hier so 'n tydaanduiding van wanneer die vermoë verloor is, en ons sien dat hulle die toring van Babel gebeure, en dit het op Pinksterdag gebeur het met die gawe van tale, dat die kerkvaders hierdie twee dinge met mekaar koppel. En Philastrius is nie die enigste een wat hierdie koppeling doen nie. Daar's verskeie ander, soos ons binnekort ook gaan sien. Dan 'n baie kort aanhaling. Deur 'n man met die naam Gaudentius, hy's oorlede in dieselfde jaar as Philastrius. Hy sê dan, want omdat hulle met die Heilige Gees vervul was, het hulle in die tale van die
verskillende nasies gepraat. Weereens bevestig hy, die gawe van tale is spesifiek die vermoë om mense tale te kan praat. Ons het nie 'n uitdruklike bevestiging gekry wat die doel hiervan was tot op hede nie, maar ons het bevestiging. Dit is spesifiek mensetale wat gepraat word. Nou kyk 'n bietjie hier. Baie bekende kerkvader Johannes Chrysostom. Hy sê, waarom het die apostels dit, verwysend na die gawe van tale, dan voor die res ontvang? Omdat hulle oral heen sou gaan. En soos in die tyd van die bou van die toring, die een taal in baie verdeel is, so het die baie tale dikwels in een man ontmoet, en dieselfde persoon het in beide die Persies en die Romeins en Indies en baie ander tale gepraat, terwyl die Gees in hom weer klink het. En die gawe is die gawe van tale genoem, omdat hy met eens verskillende tale kon praat. Nou interessant hierso. Chrysostom koppel, net soos in die vorige geval, koppel hy die toring van Babel met hierdie vermoë om nou weer in mensentale te kan praat, en nie net een nie. Hy noem hier tale, waar in die Bybel word die spesifieke taal nie altyd genoem nie, alhoewel mens kan die argument maak dat in Handelinge 2, daai streke waarvan hulle praat, en somtyds nasiegroeperinge waarvan hulle praat, eintlik 'n aanduiding is van die verskillende spesifieke tale wat gepraat is. Noem hy hier byvoorbeeld Persies en Romeins en Indies ensovoorts. Wat beteken het hierdie een persoon kon veelvuldige ander tale praat, om dan onder daai mensegroeperinge te gaan bedien en die evangelie aan hulle te verkondig. Die volgende ene, Rufinius van Aquileia. Hy sê, ons voorvaders het die tradisie aan ons oorgelewer dat, na die Here se hemelvaart, toe, deur die koms van die Heilige Gees, tonge van vlam op elkeen van die apostels gevestig het, sodat hulle verskillende tale kon praat, sodat geen ras, hoe vreemd, geen taal, hoe barbaars, vir hulle ontoeganklik of buite hulle bereik sou wees nie. Hulle deur die Here beveel is om afsonderlik na die verskillende nasies te gaan om die woord van God te verkondig. Baie interessant wat hy hierso sê. Onthou, hulle praat bietjie vreemd, dit klink vreemd as jy dit lees, hulle manier van om 'n sin saam te sit is soms vir ons vreemd, dis asof hulle op 'n moeilike manier praat, maar die kern van sy boodskap is die volgende. Dit was nie moontlik vir die apostels wat die gawe van tale ontvang het, om iemand te kom met wie hulle nie kon kommunikeer nie. Omdat die gawe die vermoë is om alle tale te kan praat, kon hulle waar hulle ook al gaan, wat die moedertaal van daai mense ook al was, kon hulle met die persoon in daai persoon se moedertaal praat, en vir die eerste keer kry ons 'n baie duidelike aanduiding van wat die doel was van daardie tale. Rufinius sê hier spesifiek, dit was sodat hulle die woord van God, met ander woorde die evangelie van verlossing in Jesus Christus, met daai mense kon deel. Nou ons gaan kyk na nog 'n aanhaling deur Rufinius spesifiek. Maar miskien op 'n bietjie later tydperk daai ene. Kom ons gaan kyk eers na Theodoret van Kores. Hy sê, jy sien, hierdie gawe is aan die predikers gegee vanweë mense se verskillende tale, sodat hulle, wanneer hulle die Indiërs bereik het, hul taal kon gebruik om die goddelike boodskap aan te bied. En net so kon hulle, wanneer hulle die Perse, die Skitiërs, Romeine, Egiptenare, wie ook al gaan praat, elkeen se taal gebruik om die evangeliese leer te verkondig. Dus, vir diegene wat in Korinthe gepraat het, was dit onnodig om die taal van die Skitiërs, Perse of Egiptenare te gebruik, want hulle kon nie verstaan nie.
dit was sekerlik die rede waarom die goddelike apostel ook gesê het, dat die een wat in tale praat, nie met mense praat nie, maar met God. Trouwens het hy voortgegaan. Niemand hoor dit nie. En ingeval die gawe as nutteloos beskou word, spreek hulle geheimenisse deur die Gees. Baie interessante gedeelte hierdie. Wat gebeur hier? Hier praat hy in die konteks van 1 Korintiërs hoofstuk 14, wat onder Pinkstermense en charismate beskou word as iets anders as die tale van Handelinge 2, maar tog gebruik hy in die konteks van 1 Korintiërs 14 gewone mensetale. En hy sê die probleem wat daar was, is wanneer jy in Korinte kom en jy gebruik die tale van die Egiptenare of die Skitiërs, mense wat nie in Korinte gewoon het nie, wat sou dit help? Dit sou nie help nie, want dan praat jy 'n ander taal, jy gebruik wel 'n geestelike gawe, maar jy gebruik dit op 'n manier wat nie die mense opbou nie. Met ander woorde, dis nie tot stigting van die lokale gemeente nie, en dis wat die probleem was. Dis nie asof daar ewe skielik in 1 Korintiërs 14 'n ander formaat van tale is nie, dis die verkeerde gebruik van die gawe van tale deur 'n onverstaanbare taal te gebruik in die lokale gemeente. Dit is die essensie van die Korinte probleem. En dan sê hy, as jy dit op daai manier sou doen, dan is jy nutteloos. Nou, kyk wat sê Gregorius die Grote. Hy sê, die Heilige Gees het in tonge van vuur oor die disippels verskyn en hulle die kennis van al die tale gegee. Nou, hy het gesterf in die jaar 604 na Christus. Met ander woorde, ons het nou 'n tydperk van omtrent 100 na Christus, min of meer rofweg die tyd wat die boek Openbaring geskryf is deur Johannes, en daai eerste generasies vir 500 jaar na 100 na Christus, wat ons vat tot by 600 na Christus. Daai 500 jaar kry ons getuienis van hierdie groepering van kerkvaders, en hulle is nie die volledige lys nie, daar's nog baie ander wat ek kon aanhaal. Ons kry dit almal van hulle sê, maar weet jy, hierdie gawe van tale, dis die vermoë om alle mense tale te kan praat, en vir watter doel? Spesifiek, om die evangelie aan ander te kan verkondig. Met ander woorde, die funksie van die gawe van tale is spesifiek om die evangelie van Jesus Christus te kan versprei. Nou, waar sou die idee dan vandaan kom dat tale in 1 Korintiërs hoofstuk 14 iets totaal en al anders is as mense tale? As ons gaan kyk na wat die kerkvaders geglo het, dis 'n letterlike ander taal, 'n mensetaal wat jy praat, terwille van die verkondiging van die evangelie, dan sien ons daai siening is konsekwent gehou van die tyd van die vroeë kerkvaders af, van direk na die apostoliese tydperk, en ek meen die Bybel praat ook daarvan, met ander woorde, dis van die tyd van net na Christus af, van die uitsorting van die Heilige Gees af, was die siening dat dit letterlike mensetale is, regdeur tot die tyd van die hervorming. Net na die primêre tyd van die hervorming, kry ons dan die volgende. Daar was 'n spesifieke filosoof en teoloog, sy naam is Johann Gottfried Herder, en hy was 'n student van Immanuel Kant. En toe hy die Bybel lees, en hy lees hierdie aspek van, maar wat die disippels gepraat het, was ander mensetale, toe sê hy, nee, dit kan tog nie wees nie. En sy argument is dat taal is 'n uitdrukking van die emosie van die individu. En hy sê vir hom, is taal direk gekoppel aan identiteit. Nou, tot 'n baie groot mate is dit waar, ek meen, kyk net, hoe mense voel oor byvoorbeeld Afrikaans is groot. Dis tog 'n kulturele ding, dit koppel die persoon wat Afrikaans praat met sy identiteit as 'n Afrikaner. Net so met Engels, ons skryf verskillende weergawes van Engels in terme van jou Amerikaanse Engels, selfs in Amerika gaan jy agterkom as 'n sekere persoon praat, hy kom van die suide af, dis half deel van sy identiteit. I'm a southerner, hulle praat op 'n baie spesifieke manier, praat hulle Engels. En so ook met die Duitsers, mense vat trots in hulle taal. En hy sê vir hom is dit ondenkbaar dat die disippels in ander tale sou praat wat nie hulle moedertaal is nie,
want hy voel, maar hierdie moedertaal aspek identifiseer jou, dit maak jou uniek. Hoekom gaan jy enigstens 'n ander taal wil praat? Hy bring dan 'n romanties nasionalistiese idee by tale in, en hy sê maar vir sy filosofiese teorie om korrek te wees, moet dit ook koppel aan dit wat die Bybel van praat. En hy sê, maar is dit dan nie moontlik dat 1 Korintiërs 14 miskien oor iets anders praat as mensetale nie? So wat is sy beweegrede? Nie die Bybel en dit wat die Bybel sê nie, maar sy eie gevoel oor hoe taal behoort verstaan te word. Nou, persoon wat die diepste studie gedoen het spesifiek oor Johannes Gottfried Herder en sy siening van romantiese nasionalisme. En dit was 'n akademikus, sy naam is Akaputra Putamahu. Nou, hy gaan en hy sê die volgende, om uitdrukking te gee aan wat Herder eintlik wou sê. Hy sê, om in 'n taal te praat, weerspieël die oorsprong van taal self, wat die uitbarsting van innerlike gevoel in 'n mens se siel is. Die uitbarsting van daai gevoel. Wat kry ons in die Pinkster en charismatiese weergawe van tale? Dis dikwels hierdie amper onbeheerbare uitbarsting van die emosie en die gevoel van die persoon, wel in hulle manier van verstaan van hulle verhouding met God. Maar is dit moontlik dat dit is wat die Bybel na verwys? Dit kan onmoontlik nie wees nie. Die woord wat vertaal word tale in die Bybel is die Griekse woord glossa. Nou glossa beteken letterlik tong, maar dis eintlik verwysend na taal, en ons kry dit in ons taalgebruik vandag ook, nie in die Afrikaans soseer nie. In Afrikaans praat ons van moedertaal, maar in die Engels praat hulle van mother tongue. Hulle sê nie dis jou ma se tong wat in jou mond is nie, dis jou mother tongue, dis die taal wat jy praat, dis jou moedertaal, weens die assosiasie tussen die tong en die vermoë om te kan praat. So, wat ons hierso kry is dat die definisie van hierdie woord, glossa, word eintlik nou verander. Hy kom en hy sê, maar glossa, wat die woord is wat gebruik word in 1 Korintiërs 14, word eintlik saam met 'n ander woord gebruik, laleia, om te praat, so glossa laleia, waarvan ons die akademiese term kry, glossolalie, dis die tegniese akademiese woord vir spreking in tale of die gawe van tale, verwys dan spesifiek, wanneer dit gebruik word na 'n inherent onverstaanbare taal, ekstatiese spraak. Party mense sê brabbeltaal, alhoewel Pinkster en charismatiese mense vind dit baie 'n neerhalende manier om daarvan te praat, maar dis hoe dit klink vir enige persoon wat dit gaan hoor. Dit is nie 'n taal wat vir hulle sin maak nie. Hy verander dan nou wat daai glossa, daai taal beteken, want ewe skielik beteken dit nie mensetaal nie, dit beteken iets anders, 'n inherent onverstaanbare taal, 'n gebabbel. Nou is die vraag, toe die Bybelskrywers na tale verwys, het hulle daardie definisie gehad? Definitief nie. Hoe weet ons dit? Want alle skrywers, tot en met die tyd van Herder, wanneer hulle na tale verwys, is dit duidelik hulle praat van 'n moedertaal, 'n mensetaal. Maar ewe skielik, in die generasie net na Herder het in die 1700s gelewe, in die 1800s, begin ons te sien dat weens sy invloed as 'n teoloog en 'n filosoof in Duitsland, begin ander Duitse teoloë ook hierdie konsepte aanvaar en te inkorporeer in hulle verstaan van die Bybel. En ewe skielik, as jy 'n studie gaan doen van die verskillende leksikons, nou 'n leksikon is soos 'n woordeboek, hy gaan vir jou die Griekse woorde, in hierdie geval is dit 'n Griekse leksikon is, gaan hy vir jou die Griekse woord gee, en dan vir jou vertel wat dit beteken, of selfs wat die verskillende moontlike betekenisse van daai woord gaan wees. Tot en met die vroeë 1800s was daar geen ander definisie vir die woord glossa as 'n mensetaal, in Engels 'n foreign language nie, maar nie foreign soos in totaal onverstaanbaar vir enige iemand nie, dis altyd 'n mensetaal wat deur een of ander mensegroepering in die wêreld gepraat word.
Maar ewe skielik kom daar in die 1800s, eintlik in die later 1800s hier in 1870, 1872 rond, begin leksikons 'n alternatiewe definisie te gee. Hy beweeg van mensetaal, net 'n foreign language, na 'n alternatiewe definisie, 'n inherent onverstaanbare taal. Binne 'n paar dekades daarna, waar die inherent onverstaanbare taal 'n tweede definisie is, word dit die eerste definisie en sê hulle, dis 'n inherent onverstaanbare taal, maar dit kan ook in sekere gevalle verwys na 'n ander mensetaal. En net so word die betekenis van die woord glossa vervang. Wat gebeur wanneer jy die definisie van 'n woord verander? Die teks word nou gelees op 'n manier wat die skrywer van die teks dit nooit bedoel het nie. En dis 'n probleem. Want dit is nie moontlik dat die bedoeling van Paulus was dat die teks gelees word met 'n definisie wat ontstaan het omtrent 1700 of 1800 jaar nadat hy geskryf het nie. Dit veroorsaak dat die lees van die teks vandag iets totaal verwyder is van dit wat dit bedoel was om te wees oorspronklik. Nou die oomblik wat ons dit verstaan, dan verstaan ons dat wanneer ons 1 Korintiërs 14 lees, dan moet ons dit lees volgens die definisie wat Paulus gehad het. Met ander woorde 'n letterlike mensetaal. Nou, as ons na die teks toe gaan, dan gaan ons sien, partykeer as mens dit lees, dan wil die moderne definisie amper sin maak, omdat dit verwyder word uit die oorspronklike konteks uit. So kom ons gaan vinnig na die teks toe, en ons gaan kyk net na 'n paar spesifieke gedeeltes binne in die teks, om te sien hoe dit verstaan behoort te word volgens die oorspronklike konteks waarin dit voorkom. Ons begin lees in 1 Korintiërs hoofstuk 14 vers 1. Dit sê, jaag die liefde na en beywer julle met die oog op die geestelike gawes, maar veral om te profeteer. Nou, om te profeteer is een van die geestelike gawes, maar om in tale te praat is ook 'n geestelike gawe. So wat gaan die verskil wees tussen om te profeteer en om in 'n taal te praat? Ons kry hier in 1 Korintiërs 14 vers 2 en 3 die volgende. Hy wat in 'n taal spreek, spreek nie tot mense nie, maar tot God. Want niemand verstaan dit nie, maar deur die Gees spreek hy verborgenhede. Paar interessante dinge hier. Hierso sê dit, hy wat in 'n taal spreek, spreek nie tot mense nie, maar tot God. Beteken dit die taal is bedoel net om met God te praat? Nee. Hoekom praat hy met God en nie met die mense nie? Want die mense verstaan hom nie. Met ander woorde, hy is besig om 'n taal te gebruik wat die mense nie magtig is nie. Maar dis 'n mensetaal, met ander woorde, hy is in die kerk byvoorbeeld besig om Russies te praat. Hy praat met God, want God verstaan alle tale. Maar die mense verstaan hom nie. En hy spreek wel verborgenhede. Nou as jy in die Nuwe Testamentiese konteks gaan kyk na al die gevalle waar die term verborgenheid gebruik word, dan wel nie al die gevalle nie, daar's een of twee uitsonderings, maar oor die algemeen is daai verwysing na verborgenheid 'n verwysing na die evangelie. Dit wat verborge was, wat nou vir die mens duidelik gemaak word. Met ander woorde, wat hy besig is basies om te sê, wat help dit as jy in 'n onverstaanbare taal die evangelie verkondig? Niemand gaan dit verstaan nie. Hulle kan nie oortuig word daarvan nie. Hulle kan nie tot bekering kom nie, want jy praat 'n onverstaanbare taal. Maar dan gaan hy verder, hy sê, hy wat profeteer, spreek tot die mense woorde van stigting en troos en bemoediging. Wat is die doel van die geestelike gawes? Is dit om myself te stig? Of het ons in die begin van hierdie sessie gesê, maar dit gaan daaroor om die ander te stig, die ander op te bou. En dis presies waarby dit uitkom. Die oomblik wanneer jy 'n mensetaal praat, wat die gehoor jou kan verstaan, dan stig jy hulle. Die oomblik wat jy 'n mensetaal sou gebruik wat die gehoor nie verstaan nie, stig jy hulle nie, jy stig net jouself. Is dit wat die gawes voor bedoel is? Definitief nie. Met ander woorde, 1 Korintiërs 14 praat nie van 'n inherent onverstaanbare taal nie,
Dit sê basies vir jou dat dit wat hulle van praat as 'n taal, 'n vreemde taal, 'n taal wat mense nie verstaan nie, moet vertaal word, uitgelê word, sodat die gehoor dit kan verstaan. Want die oomblik wat die gehoor dit verstaan, dan het dit sin, dan het dit nut, en dan kan mense opgebou en gestig word daardeur. Dis wat hy byvoorbeeld sê, in hoofstuk 14 vers 4, hy wat in 'n taal spreek, stig homself. Is dit waarvoor die geestelike gawes bedoel was? Definitief nie. Maar hy wat profeteer, stig die gemeente. Nou watter ene strook met die ware geestelike gawe? Geestelike gawe is altyd bedoel om die ander ene te stig. So hy wat in 'n taal spreek, as dit 'n vreemde taal is wat die gehoor nie verstaan nie, dis nie korrekte gebruik van die gawe nie. Die gawe kom eers tot sy volle reg, die taal word profesie, die oomblik wat die gehoor dit verstaan, want nou verstaan hulle die inhoud, en daarom kan hulle gestig word. Let nou mooi op wat hy sê in vers 5, hy sê, ek wens dat julle almal in tale spreek, maar nog liewer dat julle profeteer, want hy wat profeteer is groter as hy wat in tale spreek. Of hy moet dit uitlê, met ander woorde vertaal, sodat die gemeente gestig kan word. Hoekom sal Paulus hierso sê, ek wens dat julle almal in tale praat, as tale dan inherent onverstaanbaar is? Die ding is, dit dui aan dat jy die vermoë gekry het om mense wel in hulle eie taal te bedien, en hy moedig hulle aan, gebruik dit so. So waarom word daar oor tale gepraat net met die Korintiërs? Ons kry nie aan die Romeine, aan die Galasiërs, aan die Efesiërs enige verwysing na spreking in tale nie. As wel 'n geval in 1 Korintiërs 8, waar hulle beweer dit gaan oor tale, maar ons kan by 'n ander geleentheid daarna kyk, dit word buite konteks aangehaal, maar waarom praat hy net met die Korintiërs? In van die ander skrywes van die vroeë kerkvaders lees ons dat die probleem in Korinte was dat van die geleerde mense daar het hulle status probeer opbou in Korintiese gemeenskappe. As jy 'n goeie orator was, 'n goeie spreker, dan het dit jou sosiale status in die gemeenskap gelig. En veral as jy die vermoë gehad het om spraakvaardig te wees, om goed te kan praat in meer as een taal, dan het dit jou aansien in die gemeenskap ook nog verder verhef. Toe ontwikkel die probleem. As jy 1 Korintiërs gaan lees, die hele boek van 1 Korintiërs, is hy besig om met 'n gemeente te praat wat vol probleme is. Die mense gedra hulle self verkeerd, hulle is vol van hulle self, hulle doen net dinge totaal en al verkeerd, en hy is eintlik besig om hulle te roskam oor dit wat hulle verkeerd doen. En in daai gemeente was die probleem dat party mense het daar aangekom en dan praat hulle in Hebreëus, of hulle praat in ander dialekte van Grieks. Hulle praat in jou hoër dialekte, wat die gewone mense nie verstaan nie. Dis dialekte soos Ionies en Dorisch ensovoorts. Dis 'n baie meer hogere Griekse taal, en dan verloor hulle die mense. En hoekom doen hulle dit? Want hulle fokus is nie om die mense te stig en op te bou nie. Hulle fokus was om eintlik hulle self te verhef. Somtyds het van die Jode byvoorbeeld in die gemeente in Hebreëus gepraat, want dit gee hulle daai hoër aansien in die gemeenskap. Maar dis nie hoe dit bedoel was om te wees nie. Onthou, die Bybel is nie net in 'n enige weergawe van Grieks geskryf nie. Dis in Koine Grieks geskryf, met 'n baie eenvoudige, baie meer simplistiese weergawe van Grieks is dit geskryf. Hoekom? Sodat dit meer toeganklik is vir die gewone persoon. Onthou, Christus het nie net gekom vir die intellektueles en die akademikuste nie, hy het gekom vir die gewone persoon soos ek en jy. So hy wil met hulle praat op 'n vlak wat hulle gaan verstaan. Maar nou kom mense en hulle gebruik hierdie geestelike gawe eintlik om hulle self te verhef, om hulle self te stig, om hulle self op te bou, en veral ook om hoër aansien in die gemeenskap te hê. En dis wat hy aanspreek. Paulus is hier besig om te sê, nee, as jy op die verkeerde manier die geestelike gawe in die gemeente gebruik, dan funksioneer die gees eintlik nie deur jou nie. Want eintlik is jy dan nutteloos. Jy praat 'n taal wat die mense nie kan verstaan nie. En dit bly 'n taal, dit word nie profesie nie. Want profesie is dit wat die gemeente gaan stig, wat die gemeente gaan opbou.
terwyl jy wanneer jy in die taal praat, eintlik op die ouende net jouself stig. En ek dink met daai agtergrond is dit vir ons baie makliker om dan deur 1 Korintiërs 14 te werk, wat jy op die eie tyd kan doen, en dit dan te interpreteer volgens die verstaan wat Paulus gehad het, toe hy 1 Korintiërs 14 geskryf het. En daai verstaan is dat die woord tale verwys na mensetaal eksklusief. Dit verwys nie na een of ander inherent onverstaanbare, ekstatiese brabbeltaal nie. Dit verwys na mensetale, soos Grieks, Hebreëus, Russies, Frans, Duits, wat ook al, en dat dit 'n spesifieke doel gehad het, sodat die evangelie verkondig kon word onder verskillende mense. Tot by 'n volgende geleentheid, wat ons weer na ander kontekste gaan kyk van die skrif, om ons te help om dit beter te verstaan. Lekker dag.